Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons volgende Christine Rudolph, sy is die veldproduksiebestuurder by Corteva. Goeiemôre Christine, hoe gaan jy? Môre Toepie, goed en met jou. Fantasties. So, ons gesels 'n bietjie oor die ontwikkeling van boere en die ondersteuning van opkomende landbouondernemings en ons gebruik Norco Farms as 'n voorbeeld vanoggend. So, kom ons begin net eers by jou en kan jy ons vertel van jou reis in die landbou en wat het jou inspireer om te fokus spesifiek op boereontwikkeling? Toepie, ek het groot geword in die vaalaardsbesproeiingsskema wat natuurlik boerderybedryf uit en uit is. My ouers het self daar geboor maar altyd interessant gewees, weet die natuur en boerdery wat hand aan hand loop en hier is 'n genade elke dag op jou as 'n boer. En ek het besluit wel, ek gaan seker nou nie kan self boer nie, maar kom ek gaan studeer wildbewaring en ek was gekeur en dit het toe nie so uitgewerk nie. 'n Professor het my in die gange raakgeloop en gesê nee, jy gaan produksie swat. So ek het gaan produksie studeer en ek het dan toe nou by Corteva Agriscience daai jare begin werk en ek het 'n baie lang loopbaan by Corteva van 34 jaar in die saadbedryf waarmee ek met kwekers werk en saadvermeerdering mee betrokke is en dan ook nou die laaste paar jaar by die ontwikkeling van jong opkomende boere. Ongelooflik. Nou, watter rol speel inisiatiewe soos Norco Farms in die ondersteuning van opkomende boere, soos wat jy nou genoem het, in die versterking van plaaslike waardeketings? Ongelooflike waarde. As jy iemand soos Norco Farms het wat regtig waar 'n invloed het op sy boere daar buite en opkomende boere en jy stap die pad saam met hom en jy kan sien hoe hy van hierdie bestaansboerdery eintlik na 'n meer volhoubare boerdery skuif, dan dink jy net daar's soveel geleenthede vir mense, maar hulle het die ondersteuning nodig van mense wat soos Corteva en ander maatskappye wat na die plaas toe kan kom om te sê hier's ons, kom, hoe kan ons help? Nou, uit jou ervaring, wat is van die grootste uitdagings wat hierdie nuwe boere ondervind wanneer hulle self probeer vestig in die bedryf? Dit is baie moeilik. Daar's nie die kapitaal om implemente aan te skaf nie. Daar's nie kapitaal om insetkoste te betaal nie en dan ook die tegniese kennis van die boerdery is 'n groot leemte. So daar's regtig waar die ondersteuning nodig om daai mense aan die gang te kry, moet jy die nodige toerusting hê. En dit is baie keer gebrekkige toerusting wat op die plaas is wat nie voldoende is vir die doel waarvoor dit moet aangewend word nie. So as 'n mens kan ondersteun met kapitaal en 'n finansiële insetkostes, dan maak jy dit al soveel beter. En ek bedoel hulle deel met soveel ander uitsonderlike goed soos die weer. Nou kom 'n super El Niño waarvan almal praat en jy kan nie dink wat die effek van so iets op opkomende boere het as hulle nie regtig waar die standvastigheid het om deur dit te kom nie, die finansiële standvastigheid nie. Nou, Christine, hoe sien jy boereontwikkeling se bydra tot landelike ekonomiese groei en voedselsekerheid in Suid-Afrika? Weet jy, op soos Norco Trust het ons ook ander opkomende boere wat ons hulp gee. En ek kan sien dat sodra daai plaas begin ontwikkel, dat daar dan van die naburige, die omliggende omgewing, se mense word in diens geneem deur daardie plaas, wat natuurlik die sosio-ekonomiese vlak verhoog en daar's werk vir hulle en dit maak dit net vir die hele gemeenskap soveel beter. So as ons nou praat oor hierdie Norco Farm, watter persoonlike hoogtepunte en suksesverhale staan vir jou uit waar jy direk betrokke was by die boere op grondvlak? As ek dink waar Norco begin het, dit was gebrekkige besproeiingsstelsels, dit was gebrekkige implemente, daar was nie tegniese kennis nie en Norco Farms bestaan eintlik uit 'n vader en 'n dogter, Sabina, wat regtig waarvan onderaf begin het met 'n ou klein stukkie produksie. En met die jare wat ons saam met hulle gestap het, kon hulle nou al hulle besproeiingsstelsels vergroot. En ek het 'n uitstekende veldspan wat saam met my werk. My veldlandboukundiges doen 'n briljante werk met Norco Trust en Sabina. En ek kon sien hoe groei hulle boerderybedryf en hoeveel mense hulle dan werklik in diens kon neem elke seisoen om hulle dan hierdie seisoen te trek. En dit is wat vir mense lekker maak. Dit is wat vir jou die passie gee om te sien dat van waar hulle kom en met bietjie hulp en ondersteuning en bietjie finansiële hulp en tegniese kennis waarna toe kan opkomende boere beweeg.
Ongelooflik. Christine, ons gaan nou verder met jou gesels. Dis ons gas Dankie, op 'n Groot Plaas vanoggend, Christine Rudolph, sy is die veldproduksiebestuurder by Corteva. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend, Christine Rudolph, die veldproduksiebestuurder by Corteva, en ons gesels 'n bietjie oor Noko Farm. So, Christine, hoe ondersteun Corteva AgriScience se boereontwikkelingsprogram boere soos die by Noko Farm en om volhoubare besighede te raak? Jy het so 'n bietjie daaraan geraak. Ja. So ons is baie betrokke by hulle ontwikkeling. Ek het 'n veldproduksiebestuurder wat saam met hulle deur hierdie pad gaan, saam met hulle deur die seisoen gaan, wat hulle van raad voorsien ten opsigte van wat om te plant, wanneer om te plant, hoe om dit te doen, wat se kunsmis. So hulle word regtig waar lekker geondersteun deur 'n veldbeampte wat baie op sy plaas kom, ten minste 2-3 keer 'n week. So hulle het daai koneksie met Corteva wat 'n suksesvolle landboumaatskappy is om te sê wel ons volg die regte raad hierso. En dan het ons natuurlik ook 'n finansiële hulpprogram waarmee ons hulle assisteer ten opsigte van implemente, besproeiingsstelsels, insetkostes. Want mens moet verstaan om van 'n bestaansboerdery na 'n suksesvolle, volhoubare boerdery te gaan, kos ongelooflik baie geld. En as daar nie daai push is, kan ek dit so stel, van iemand nie, dan gebeur dit net nie. Ons het baie meer van dit nodig in ons land. So kan ons 'n bietjie uitbrei op watter praktiese hulpmiddels, opleiding, inisiatiewe het die grootste impak gehad op die boere om hulle te help slaag? Weet jy, Corteva het groot skenkings gemaak in die sin van implemente. Ons help met die insetkoste, natuurlik op 'n baie gebalanseerde, verantwoordelike manier waar hierdie kwekers of opkomende boere dan nou ook leer van hoe bestee jy fondse? Wat is jou kapitale inleg wat jy moet hê? Hoe bestee jy daai kapitaal wat vir jou gegee word om dit te doen? So ons kyk ook na daai ander aspekte van finansiële beplanning. Hoe beplan jy vir die volgende seisoen? Wat het jy nodig vir die volgende seisoen? En wat kan jy en wat kan jy nie doen op hierdie huidige seisoen met die fondse wat jy het nie? En dan nooi ons ook ander maatskappye om deel te word van hierdie projek, want dit is nie 'n eenman ding hierdie nie. Dit is regtig waar verskillende maatskappye wat moet saam staan. Daar's die saadbedryf, die chemie, die kunsmisbedryf, finansiële mense wat met hulle kom gesels. En so daar's baie mense betrokke by hierby en ons moet dit net groei. En hierdie is nie 'n 100 meter resies nie. Dit is regtig waar 'n wedloop of wat ek so sê 'n maraton wat 'n mens met hulle hardloop. Dit vat 'n paar jaar, maar dit is aan die einde van daai tydperk so lekker om te sien. Hy's 'n sukses. Hy kan op sy eie aangaan. Hy kan vir sy gesin sorg, hy kan vir sy gemeenskap van diens wees en dit is wat jy wil hê. Jy wil die gemeenskap ophef. Dit wil vir my klink of die grootste ding wat hierdie boere wel nodig het is net bystand deur terme van ondervinding en kundigheid wat gedeel word met hulle. Absoluut. Hulle het die ondersteuning nodig. Hulle het hierdie bystand nodig van mense wat elke dag in die landboubedryf staan. Jy weet, Doopie, dit is baie keer baie maklik om te sê, wel, daai mense gaan net faal of opkomende boere kan dit nie doen nie. Almal kan wat wil. En dit is ons wat daai ekstra dryf moet wees in hulle om hulle suksesvol te maak. Christine, kan jy vir ons 'n voorbeeld gee dalk van hoe langtermynvennootskappe wat deur Corteva bevorder word, 'n boerderyonderneming getransformeer het? Absoluut. Kyk, ons het nou vir Noko Trust die in Mpumalanga, maar ons het ook ander opkomende boere programme wat ons ondersteun in Limpopo. En daar het ek ook nuwe opkomende boere van die grondvlakke wat ons hulle, daar was niks, daar's nie 'n dam nie, daar was nie 'n besproeiingsstelsel nie. Daar was nie eers die tegniese goedjies om net regtig waar implemente byvoorbeeld. Niks, daar was niks. En in 5 jaar kon ons hulle opbou om op hulle eie voete 'n land te bewerk, te besproei, saad te plant, 'n gewas groot te maak en op die einde van die seisoen dan sien jy, ja, daar kry hy sy betaling en hy kan weer iets daarmee doen. Hy kan weer die volgende jaar se insetkoste daarmee betaal en jy kan sien hoe groei hy, sy hektare groei, sy belangstelling groei. En dan hy sit soveel mense terug op sy plaas wat nie werk gehad het nie. Dis wat lekker is.
So ek kan sien hoeveel passie en trots daar is, maar as jy nou Verskriklik. dink aan watter vordering of prestasie binne hierdie boereontwikkelingsprogram al gebeur het, wat maak jy die trotste? My die trots te maak is daai stroper loop, né, en ek kan sien, hy gaan aan die einde van hierdie seisoen daai skuldjie kan betaal of hy gaan daai geldjie daar kan aanwend en hy gaan volgende jaar weer op my lys wees en ek gaan weer vir hom 'n produksie gee om te plant. En die trots wat hy het om te kan sê ek het van niks gekom tot hier waar ek nou is vandag. En hulle het soveel passie daarvoor. Hulle het net daai ekstra voetjie onder nodig om hulle daar te help. Christine, so ons het so vinnige 30 sekondes oor as deel van Vroue Maand. Watter boodskap wil jy graag vir jong vroue gee wat 'n loopbaan in landbou oorweeg? Gaan leef jou drome. Daar is soveel pilare in landboubedryf. Dis nie net trekkers en plase nie. Daar's die genetika, daar's die kunsmis, daar's giffe, daar is navorsing, daar is regtig soveel vir vrouens om in deel te wees. En 'n vrou se attention to detail is so sterk dat hulle doen baie goed in die landbou en ons het baie jong nuwe vroue nodig. So Corteva doen ook 'n soil sister program wat hulle dan nou vir volwasse landbou-entrepreneurs vir vroue aanbied. Dis 'n jaarkursus saam met Gibbs wat absoluut die moeite werd is en wat ons baie suksesvol op hierdie stadium hardloop vir die laaste 5 jaar. En ek wil hulle aanmoedig om deel te wees van dit. Christine, baie dankie. Ek neem aan al hierdie inligting oor die programme is beskikbaar op die webtuise. Dit is. Dis corteva.com. So Baie dankie dat jy kom kuier het vanoggend. Dankie, Dit is Toepie. ons gas Christine Rudolfeld, produksiebestuurder by Corteva oor Noko Farms en die ondersteuning van opkomende boere en ook hulle landbouondernemings. Dis alwaar vir ons tyd het vir Groot Plaas. Ons hoop jy het dit lekker geniet saam met ons vanoggend en dan kuier ons weer môreoggend.